Het is vandag maandag 3 November. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons lees uit Habakuk 1 vers 1 tot 4 en Habakuk 2 vers 1 en 4. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Bid saam met my hierdie versigtiging uit Psalm 2, 'n lied wat die ou gesang 37 was. Waarom bly nasies altyd woel en nietigheid bedink? Waarom word stryd en mag 'n doel wat onweerstaanbaar wink? Die bose het aan die begin Gods beeld in ons vermink. 'n Magstryd om hulle eie sin laat jaag in dolle vaart, die mensdom sedert die begin na vrede, met 'n swaard. Hul eie poging sal hulle spot, dis ydel en ontaard. Vir vrede in die hart en land kom ons, o Vader, pleit. Solank die vlam van haat bly brand, is vrede self 'n stryd. Wil deur die Gees ons nyd genees in u geregtigheid. Lei vorst van vrede op u weg, hulle wat oor ons regeer. Dat hulle met insig en met reg u opdrag hier hanteer. Gelei deur u, bewaar deur u, getroue opperheer. Amen. Ek nooi jou om die teks Habakuk 1 en 2 paar verse uit elkeen te ontvang. Laat die teks op jou hart gaan lê en hou dan die woord of sinsnede of gedagte wat jou raak vir 'n oomblik in die stilte vas. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voor u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. Word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here, wat u vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Dit is die boodskap. Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly.
Habakuk se klag oor die onreg is dieselfde wekroep wat in ons almal se harte lê. Hoor weer God se antwoord op Habakuk se klaglied aan die einde van ons geleesde gedeelte, Habakuk 2 vers 4. Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry. Maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Dit is betekenisvol hoe God Habakuk antwoord op sy besorgdheid oor die onreg. Wat God eintlik sê is, los hulle wat onreg pleeg vir my. Hulle hang hulle self op. Leef jy reg. Bly jy getrou en jy sal lewe. Hou dit vir 'n oomblik in jou hart. Habakuk sluit op 'n sekere manier aan by ons teks van gister uit Jesaja 8 en 9. Bid saam met my hierdie gebed met die titel 'n vreemde koning. Onherkenbaar die koning op sy donkie onttroon, dorings vir 'n kroon, swaard in kersblakers gegiet, uniform en soldate skoen, vuuraansteekers vir 'n koue seisoen. Om 'n tafel soos 'n pa omring deur sy gesin. Raadsman, vredevors, altyd daar, die regte man.